Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus en ons gaan voort met hoofstuk 6 vers 11. Nou, as ons na die vorige paar verse gaan kyk, sal ons sien dat sy soos die maan wat Christus deur haar reflekteer, sy weet wat die wil van die Vader is, want sy sê, ek het afgeloop. Sy sê nie, hy het my gestuur na die neutetuin nie. Sy sê, ek het afgeloop na die neutetuin om te gaan kyk of daar vrug is. Sy weet wat die wil en begeerte van die Vader is. Dit is so in haar dat sy weet presies wat die Here wil hê sy moet doen en waarvoor sy moet kyk. Haar denke is vernuwe en sy weet wat om te doen. Sy ken die hart van die Vader. Sy het so een geword met haar beminde dat haar gedagtes sy gedagtes is. Hy het haar in besit geneem, hy leef deur haar, hy weet wat is dit, sy weet wat is dit, wat hy wil hê. Dit laat my dink aan die skrif in 1 Korintiërs 9 vers 26, wat Paulus sê, ek het gehardloop, dan soos een wat nie onseker is nie, ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Sy wonder nie wat die begeerte van die Vader is nie, sy weet. Paulus het die hart van die Vader geken, en weet wat die Here se wil is. Paulus is in barensnood net oor een gedagte en dit is dat Christus in ons 'n gestalte moet verkry. Nou kom ons gaan kyk na vers 6. Vers 11, hier is 'n baie wonderlike ding hier. Ek het afgeloop na die neutetuin. So sy het geloop na die neutetuin. Nou die neutetuin, sy het gekyk om te kyk of kyk na die uitspruitsels in die dal. Nou die neutetuin is soos die woord van God. Jy kan nie dit sommer net verstaan nie. Jy moet dit voor die Here bring en sê, Here, ek verstaan nie hierdie skrif nie. U moet kom en u moet hierdie skrif aan my openbaar. En die Heilige Gees kom en hy openbaar daai skrif. Maar 'n neut word nie maklik oopgebreek. Dit is baie moeilik om daai delikate voeding uit 'n neut uit te kry, nê? So die skrif is soos dit. Die skrif is daai tekste wat ons nie verstaan nie. Nou ek onthou toe ek studie gedoen het oor Hooglied. Ek het vir 14 jaar net Hooglied gelees. Ek het alles rondom Hooglied gelees, boeke rondom Hooglied. Enige iemand wat my iets gegee het oor Hooglied, alles wat ek kon kry, het ek gelees oor Hooglied. En Hooglied self het ek elke dag gelees vir 14 jaar. En daar's baie keer skrif wat ek nie verstaan het nie, en dan bly ek by daai skrif en sê, Here, maar ek kan nie na die volgende skrif toe gaan, as u nie vir my wys wat hierdie skrif beteken het. Dit is soos daai neut wat ek nie kon oopkry nie, ek weet nie om hom oop te breek nie, ek het nie iets om hom oop te breek nie. En dan is dit baie keer ek praat van 2 weke of 3 weke wat ek sit met een skrif, want ek kan nie aangaan as ek dit nie verstaan nie, want ek kan nie net my eie ding skryf nie, ek moet wag dat die Heilige Gees dit aan my openbaar, en dan skielik, eendag, dan sien ek net iets, en ek sien, wow, dit is hoe dit in mekaar skakel. Dit laat my dink aan Romeine 11 vers 33, waar hy sê, hoe ondeurgrondlik is sy oordeele, en onnaspeurlik sy weë. Ons kan nie sy weë bespeur en met ons denke, ons natuurlike denke uitdink nie. Hy moet dit aan ons openbaar en ons moet wag daarvoor. Ons moet voor hom sit en ons moet wag dat hy hierdie goed aan ons sal openbaar. As ons na die skrif verder lees om te kyk of die wingerdstok uitloop, Johannes 15 sê, bly in my, sodat jy veel vrug kan dra. Hierdie vrou se begeerte is om te gaan kyk of die wingerdstok uitloop, om te gaan kyk wat gaan in die neutetuin aan. Sy bemoedig die mense om voor die Here te sit, dat hy homself aan hulle openbaar, dat hy die skrif vir hulle oopbreek, en dan praat sy van die granate wat blom. Nou, as jy 'n granaat oopsny, en jy haal een pit uit, dan sal jy sien dat daai pit pas presies in daai granaat in. Daar waar daai pit sit, is hy gedruk van alle kante af, en hy is nie rond soos 'n pit wat jy sal kry in 'n tamatie of so nie. Daai pit is gedruk van alle kante af, hy pas presies in daai plekkie in. En dit is wat die Here met ons wil hê. Hy wil hê, ons moet
die roeping wat hy vir ons het, om in die liggaam deel te word, om te bring, net ons kan daai plekkie vul, en ons moet gereed wees en gewillig wees, dat hy vir ons lei, as ons sê, Here, wat is dit wat u wil hê ek moet doen, wat is my bydra in die liggaam? Nou, hoofstuk 6 vers 12 sê sy, voordat ek geweet het my verlange my verplaas op die waans van my edele volk. Nou, die King James praat van die waans van sy edele volk, praat hy of chariots of Aminadab. Ek weet nie mooi om daai woord uit te spreek nie, maar ook dit beteken mense met 'n gewillige hart. Nou, as ons hierdie kan opsom, hoofstuk 12 kan opsom, dan beteken dit sy het daar bevind tussen mense met 'n gewillige hart, wat ook die uitroep in hulle siele het, dat die liggaam tot volwassenheid moet kom. Dat elke kind van God sal kom tot 'n volwasse man in Christus, en dat elke Christen sal sien wat is die hoop van die roeping in Jesus Christus, en dat elke Christen sal kom tot die eenheid in geloof. Dit is asof God daar bygevoeg het by ander met 'n gewillige hart, om die blye boodskap gewilliglik en deur liefde gedryf te gaan verkondig, en al die verborgenhede van die lieflikhede van Christus oor te dra aan honger mense. Want daar verlange het daar verplaas op hierdie vinnige wa, hierdie verlange is die emosies in haar siel, wat deur liefde gedryf word, om hierdie verborgenhede te gaan verkondig, en hierdie blye boodskap van die evangelie te gaan verkondig. Nou goed, hoofstuk 6 vers 13, kom terug Sulamitiese, kom terug, dat ons u kan aansien. Dit is die eerste keer in Hooglied dat sy aangespreek word as die Sulamitiese. Sulamitiese is die vroulike vorm van Salomo. As ons nou vergelykings kan maak, dan kan ons 'n dieper beeld hier sien. Salomo en Sulamities, dit is soos Christus en Christin. Hulle het totaal een geword, en wat jy in Salomo sien jy in die Sulamiet. Met ander woorde, wat jy in Salomo sien jy in haar. Sy het sy hart verstaan. Ons is Christene omdat ons die beeld moet dra van Christus. Eva was uit die rib van Adam gehaal, en sy is manin genoem, die vergelyking van man en manin. Toe Christus gekruisig was, het hulle hom met die spies in die sy gesteek. Uit sy sy het daar bloed en water uitgekom. Dit was die geboorte van my en jou. En enige geboorte gaan gepaard met bloed en water. Sy liggaam is uit hom uitgebore. Ons as sy bruid is uit hom uitgebore. Soos Eva uit die sy van Adam gekom het ons uit die sy van Christus gekom. Daarom is ons Christene, want ons kom uit die sy van Christus uit. Die Sulamitiese vrou het Salomo se duplikaat geword, en so moet ons ook die duplikaat van Christus word hier op aarde. Sy was nou 'n ware Sulamiet. Haar eenheid met Salomo was onafskeidbaar in haar identiteit met hom. Nou gaan die skrif aan, hy sê, wat sien julle aan die Sulamitiese? Nou wat sien hulle aan haar? Wat is nou so anders aan haar? Hulle sien 'n ou lewe wat omgeruil is vir Christus se lewe. Dit is alleenlik 'n werk van die Heilige Gees, en ons kan niks daartoe toevoeg nie, maar net gewilliglik wees om op die altaar te gaan en sê dat die Heilige Gees die werk in my doen. Dit is wat ons moet doen, ons moet oorgee, ons moet in sy rus wees. Ons kan ons nie verander nie, maar hy verander ons, en hy gebruik omstandighede om ons te verander. En dan iets soos die koordans van Mohanam, sy was in blydskap het sy uitgedruk in 'n koordans. En is dit nie ook so in ons lewe, dat ons soms, as ons hierdie wonderlike evangelie sien, en ons sien hierdie wonderlike waarhede in Paulus se evangelie, en wat die Here vir ons gedoen het, en hoe hy ons geherskep het tot 'n nuwe skepsel, en hoe hy ons sonde vergeef het, en nooit weer daaraan dink nie, en al hierdie goed van die evangelie, dan wil ons ook soms dans, soos Dawid gedans het. Ons wil ook soms in 'n koordans dans, uit oorwinning oor al hierdie goed wat ons gebeur het. Hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het, ons is in 'n nuwe bloedlyn gesit, ons sit in hemelse plekke, en al die goed. Is dit nie wonderlik nie? Ons wil baie keer opspring van vreugde en dans,
omdat ons hierdie wonderlike evangelie, as ons hierdie wonderlike evangelie begin te verstaan. Want kyk wat sê Paulus, hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Ons kan onsself nie verander nie, maar hoe moet ons verander? Ons moet net na Jesus kyk. En dan word ons verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Ons moet hom aanskou, dan sal hy ons verander. Dit is Vader se begeerte dat ons na die beeld van sy seun getransformeer word. Romeine 8 vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees, maar ons weet dat ons as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Is dit nie die moeite werd om jou totaal oor te gee in sy arms nie, sodat hy jou kan transformeer na sy beeld? Hoe wonderlik is sy roeping vir sy kinders. Mag ons dit raak sien. Geen wonder dat die Sulamitiese vrou uitbars in 'n koordans van blydskap en van oorwinning nie. Ek wil nou net ietsie sê oor transformasie, en ek wil nie hê ons met 'n verkeerde begrip hê van hierdie transformasie nie. Ons word nie getransformeer in 1 dag en is klaar nie, of in 1 jaar en is klaar nie. Daai transformasie vind plaas oor jare, en ons sal nie ophou om in daai transformasie geplaas te word terwyl ons hier op aarde is nie. Die Heilige Gees is altyd besig met transformasie in ons lewe. En ons moenie dink dat dat ek praat van perfeksionisme nie. Paulus sê hy het dit nog nie bereik nie. Kyk wat het Paulus gesien. Hy was opgeruk in ek dink, weet nie, die 3de hemel of 7de hemel. Ek is nou nie presies seker nie. Maar hy het dinge gesien wat hy nie mag vir ons vertel nie, wat hy nie kan oor praat nie. En al daai waarhede wat hy gesien het, dit het hom hierdie dringende dryf gegee, sodat ons moet getransformeer word na die beeld van Christus. Hy het iets gesien wat hy nie eers aan ons kan vertel nie. En ons moet weet, dat ons wil nie eendag in die hemel kom en sê, wow, het hulle my maar net dit vertel nie. Ons hele lewe lê voor ons. Hierdie is nie ons lewe. Hierdie aarde is nie ons lewe nie. Ons is bywoners, dit is tydelik, maar ons lewe lê voor ons. Ons gaan, as ons die dag doodgaan, ek het nou met iemand daar bo in Gauteng gepraat, en toe sê, as ons sterf, dan is dit net 'n adresverandering. En dit is vir my so wonderlik. Is net 'n adresverandering. Wanneer ons van adres gaan verander, dan gaan ons na ons ewige woonplek toe, na ons ewige heerlikheid. Is dit nie die moeite werd om te sê, Here, maak my oë oop, gee my openbaring, dat ek sal verstaan wat vir my eendag daarbo wag, dat ek hierdie lewe sal sien as 'n voorbereiding, dat U my sal transformeer om my gereed te kry vir die lewe hierna. Vader, ek bid in baie erns in hierdie dag, dat U sal kom, en dat U ons sal wys, dat U ons openbaring sal gee, van wat eendag vir ons wag, net sulke flitse van openbaring, dat ons sal weet, die helfte is ons nie vertel nie. Here, dat U ons sal met U Heilige Gees sal vat, en ons nie sal spaar nie. Ek wil nie terughou, en bang wees, as U met my werk nie. Laat U vir ons daai transformasie in ons doen, soos wat dit U behaag. Vader, maak ons gewillig. Maak ons gewillig om te sê, kom Here Jesus, kom doen in my lewe wat U plan was vir my, voor die grondlegging van die wêreld af. En dat ons nie ons eie weg sal stap nie, maar dat ons op U sal wag, dat U ons lei.
Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.